Ons skriflesing is uit Romeine 2 van vers 17 tot 24. Skrifdeel wat ons teen hierdie tyd al baie goed ken waarskynlik. Romeine 2 vers 17 tot 24. En hier skryf Paulus aan die gemeente in Rome. En hier sonder hy nou 'n baie spesifieke groep uit. En hy sê vir hulle, hy skryf vir hulle: Kyk, jy dra die naam van Jood en steun op die wet en beroem jou op God. En jy ken sy wil en onderskei die dinge waar dit op aankom, omdat jy uit die wet onderrig word. En jy is oortuig dat jy 'n leidsman is van blindes, 'n lig vir die wat in die duisternis is, 'n opvoeder van onverstandiges, 'n leermeester van onervarenes, omdat jy die beliggaaming van die kennis en die waarheid in die wet het. Jy dan, wat 'n ander leer jy jouself nie. Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy. Jy wat sê dat 'n mens nie oorspel mag pleeg nie, pleeg jy oorspel? Jy wat 'n afskuw aan die afgode het, pleeg jy tempelroof? Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet? Want soos geskrywe is, die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Ons het tot dusver gesien dat Paulus se doel met hierdie skrifdeel vanaf Romeine 1 vers 18 tot en met 3 vers 20, daardie hele eerste deel van sy brief, dat die doel daarvan is om te wys dat elke mens wat ooit gelewe het, nog gaan lewe en sal lewe, almal skuldig voor God staan. En almal het genade nodig om gered te word. In die eerste deel van Romeine 1 vers 18 tot 32 het Paulus gewys dat die heidene, die nie-Jode, ook skuldig staan voor God, al het hulle nooit die wet gehad nie. Hulle is ook skuldig voor God, en ek gaan nie terug na daardie argumente nou nie. En in Romeine 2 van vers 1 tot 16 het Paulus almal wat in hierdie kategorie val van morele en geestelike hoogmoedigheid, het hy hulle aangespreek en gewys dat dit onverskoonbaar is om hoogmoedig te wees en dat God se oordeel net so ook oor hulle sal kom. Met ander woorde, as jy dink dat jy op een of ander manier 'n hoër vlak is, 'n mens is wat meer weet of belangriker is, of dat jy meer rede het op jouself te roem, dat die woord sê, jy het geen rede om op jouself te roem nie. Jy staan net so skuldig soos al die ander. Geen individu word uitgesonder nie. En vandag kom ons dan by die mees selfversekerde, die mees geestelik arrogante groep van almal. En dit is die Jode. Hulle wat daarop aanspraak gemaak het, wat daarop geroem het, dat hulle die draers van God se wet en ook God se verbondsvolk is. Maar hulle was spesiaal. En dis hulle wat Paulus in hierdie deel aanspreek. En hy wil vir hulle wys, julle wat dink dat julle so besonders is. Julle is net so skuldig soos al die ander. Nou kom ons kyk hoe Paulus dan stelling na stelling die Jode wys, hoe hulle ook dan skuldig voor God staan. Ek dink aan die Jode 2000 jaar terug, in Paulus se tyd. Hulle was in 'n staat van geestelike chaos, wanorde. Net soos hulle in Jesus se tyd en voor die tyd was. Hulle was selfvoldaan en baie tevrede met hulle stand en hulle status in die wêreld as Jode, want hulle het gereken dat hulle die spesialis, die uitverkorenes van God was. Hulle het geredeneer dat God, en hulle het gesê, dis hulle God, hulle tog sekerlik hoër ag
Daar is die res van die mensdom. Hulle was mos Abrahams kinders. Hulle was mos kinders van die verbond. Hulle is mos God se uitverkorenes. En daarom was daar sekerlik vir hulle 'n baie spesiale dispensasie by God. God sou na hulle kyk op 'n baie besondere manier en baie meer liefdevol en toegeeflik en genadig wees as teenoor enige iemand anders, want hulle was God se volk, God se mense. En dit is waarmee Paulus te doen gehad het, maar ook al die ander apostels, en waaroor hulle ook in hulle briewe en in hulle optrede telkens teen gewaarsku het. En Paulus se taak was dus vir hom uitgeknip, omdat hulle so hulle self as 'n ware beskikbaar gestel het vir hierdie kritiek. Omdat hulle self verhef het bo ander gelowiges. En Paulus doen dit dan, hy wys vir hulle punt vir punt waaraan hulle skuldig is. En let wel, op 'n dubbele manier skuldig is, omdat hulle God se wet gehaat het. Paulus begin as het ware dan met 'n klagstaat. Dis asof hy 'n klagstaat opgestel het, en dan begin hy met hierdie klagstaat teen hulle. En die eerste ene waarna hy hier verwys is, hulle geroemde Joodskap. Dit wat hulle altyd vooropgestel het in die wêreld. Ons is Jode, ons is God se mense, ons is God se kinders. Ons is spesiaal, ons is Jode. Hulle geroemde Joodskap. Ons kry dit in verse 17 en 18. Hier sê Paulus, en hy sê in vers 17, kyk, jy dra die naam van Jood, en steun op die wet, en beroem jou op God. Hy sê met ander woorde, dis nou die dinge waarop jy aanspraak maak, waarop jy roem. Want hulle het gedink dat hulle die naam Jood betekende dat hy uit Juda is en daarom ons uit God se wêreld is, dat hulle dit verdien het. En dit is waarna Paulus hier baie sarkasties verwys. Kyk, jy dra die naam van Jood, en jy steun op die wet, en jy beroem jou op God. Hy is sarkasties hier. Al hierdie dinge wat van jou gesê word en wat jy van jouself sê. Met ander woorde wat ons hier sien, dat hulle het nie verstaan gehad nie. Hulle het geen waardering gehad vir God se genade en seën wat na hulle toegekom het in sy uitverkiesing van hulle nie. Met ander woorde, en God het dit vir hulle gesê, julle was nie beter as enige ander klomp nie. Ek het julle uitgekies omdat ek wou. En eintlik sê omdat ek julle lief gehad het. Nou, maar God het sy liefde op hulle geplaas en hy het hulle uitgekies. Daarom moet ons verstaan, die Jode het in God se bestel, in sy genade bestel, het hulle 'n baie spesiale plek. Dit is inderdaad so. Maar ons kan nie die geskiedenis ignoreer nie en kyk wat hulle gedoen het nie. En daarom kan ons dan, wanneer ons dan na die Bybel toe gaan, en baie spesifiek, na Paulus se brief aan die Romeine, gaan ons dan sien hoe God hulle weer terugbring, soos wat ek verlede Sondag ook na verwys het, hoe dan die vreemde tak op die olyfboom oorgeënt word, ingeplant word, laat hy en die olyfboom een is. Ons is die ingeplante tak. Die Jode is die olyfboom, die oorspronklik, die met die wortel. Dit is waarna hy verwys. Maar hulle het nie 'n verstaan gehad van die genade dat God hulle uitgekies het nie. In plaas van dankbaarheid en absolute toewyding te toon, was hulle arrogant daaroor. Net so min as wat enige gelowige van ons dag kan kies om arrogant te wees oor die feit dat hy 'n Christen is. En mag dit die laaste gesindheid wees wat by ons ooit is, dat ons hoogmoedig of arrogant is. Want die God se woord sê vir ons so duidelik, die geloof wat ons ontvang het, was nie om ons dit verdien het nie, maar is 'n geskenk. Dit sê in Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Dit wat 'n voorreg moes wees, en 'n voorreg was, het hulle as 'n reg beskou. 'n reg en nie 'n voorreg.
Want hulle het gedink hulle het dit verdien. En dis hoekom hulle so hoogmoedig was daaroor. En dan gaan Paulus in vers 18 voort, nog steeds sarkasties, en jy ken sy wil, en onderskei die dinge waar dit op aankom. Maar jy kan onderskei, jy's baie slim, omdat jy uit die wet onderrig word. Omdat jy uit die wet onderrig word. Want julle sê, julle het die wet, en julle weet beter as enigiemand anders. So verstaan, geliefdes, die wet, God se wet, wat vir hulle gegee is, was vir hulle, as het ware, 'n leerplan vir Jood wees, vir hulle as Jode. En hulle was baie deeglik in die wet onderrig. Dit is inderdaad so, baie deeglik. En dis wat Paulus hier in vers 18 sê, hulle is gekatecheo, hulle is gekatkiseer, dis waar die woord vandaan kom. Hulle is gekatkiseer in die wet. En katkiseer beteken om iemand iets te leer en dit oor en oor en oor te herhaal. Sodat hulle onderlê was daarin. Dis nie net een keer genoem en dan sit nou verby nie. Hulle het dit oor en oor herhaal en dit verstaan, hopelik verstaan, maar hulle het dit geken. Dis die belangrike ding. Dis onderrig en onderlê daarin. Daarom kon Paulus vir hulle sê, julle ken God se wil. Julle, die Jode, ken God se wil. Julle kan onderskei wat belangrik is. Want julle word uit die wet onderrig, julle is uit die wet onderrig. Dis wat julle het. Dis wat die basis van julle volkwees is. Dis waarop julle roem, dat julle die wet ken. So as daar mense is dan wat God se wet goed ken en alles daarvan weet en alles daarvan weet, dan is dit julle, die Jode. Nou die wet waarna hier verwys word is dat wat ons vandag as die Pentateug, die eerste 5 boeke van die Ou Testament, maar ook die boeke wat daarop gevolg het. Alles deel van die Ou Testament. Dit wil sê ook die profete en ander wat gekom het en dit aangevul het onder leiding van God se Gees. So God se wet aan die Jode geopenbaar deur Moses was God se volle openbaring tot op daardie tydstip. En Moses het dit aan die volk deurgegee nadat hy dit van God ontvang het op Sinaï. En dus hy het daai wat hy direk van God ontvang het hy vir die Jode gegee. En saam met die wet was daar ook 'n verbond wat God met hulle gemaak het. En ons lees dit in Exodus 19. Exodus 19 vanaf vers 5 tot 8. Kom ons lees dit. Exodus 19 van vers 5 tot 8. Ekskuus dan. Hier sê God, dis nou wat hy aan Moses sê, as julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees. Want die hele aarde is myne. Ekskuus, kyk net wat sê God daar. As julle na my stem luister, my verbond hou, voorwaarde, sal julle my eiendom uit al die volke wees. Want die hele aarde is myne. Vers 6. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. En vers 7. En Moses het gekom en die oudste van die volk laat roep en hulle al hierdie woorde voorgehou wat die Here hom beveel het. En dan kry ons vers 8, Exodus 19 vers 8, daardie uitsonderlike antwoord, maar baie belangrike antwoord wat hulle toe gee. Toe antwoord die hele volk, eenparig en sê, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen. Alles wat die Here gespreek het, sal ons doen. En Moses het die woorde van die volk aan die Here oorgebring. God het 'n voorwaarde gestel as julle luister, die volk het gesê, ons gaan luister.
Nou, as ons na daai frase kyk in vers 5, daardie my eiendom uit al die volke, dit verwys na die Griekse woord, besondere Hebreëse woord, besondere woord, segula. En dit beteken eintlik my kosbare besit. My kosbare besit. So dis nou vir my en vir Joshua en vir Dudley 'n goeie woord om te leer, om te sê, aan ons vrouens te sê, jy is my segula, jy is my kosbare besit. Het sal nog joune word, eendag. Wat sê God? Julle is vir my baie besonders. Hy sonder hulle uit. By voorbaat stort hy sy seun op hulle uit. En dan in vers 6 sê hy, en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Die priesters wat my woord aan julle deurgee, my wet aan julle leer en verklaar met alles wat daarmee saamgaan, en julle sal 'n heilige nasie wees, julle sal volgens die boodskap wat julle ontvang en my wet lewe. Daar's daardie wederkerendheid. God gee, hulle ontvang en hulle reageer daarop. En dit, geliefdes, dit is presies soos dit in ons dag ook gaan, en behoort te gaan. Hoe God sy genade op ons uitstort op so baie maniere, en sy woord gee, en sy woord laat verkondig. En wat vra hy van ons? Reageer daarop en lewe daarvolgens. So, God het 'n spesiale doel in die oog gehad met hulle, maar dan kan ek ook onmiddellik sê met ons, dat hulle en ons hom sou dien in hierdie heidense, sonde oorgegewe wêreld. So my vraag is hier op hierdie stadium, net 'n enkelvoudige vraag. Hoe reageer ons op God se waarheid? As dit maar iets wat ons nou hier hoor en dan vergeet, totdat ons eendag dit weer hoor of herinner word daaraan, maar vat ons dit met die waarheid wat dit bevat en gaan ons in hierdie wêreld uit en lewe ons daarvolgens. Maar wat het gebeur? In plaas van om hulle te inspireer tot groter toewyding en groter diensbaarheid aan God, omdat hulle uitgekies is om dit te ontvang, het dit, dat God hulle uitgekies het, tot eie waan, hoogmoed en trots gelei by die Jode. Hulle fokus was op hulle eie belangrikheid. Net hulle self. Ons is God se uitverkorenes. Ons is die Jode, nie jy nie, ons. En die Jode het nie gehuiwer om dit vir almal te sê met wie hulle in aanraking gekom het nie. Vandag nog is dit steeds so. In plaas van eer aan God te bring en verheerliking aan hom te bring, het hulle self op hierdie voetstuk geplaas en gesê, ons is die Jode, ons is die volk van God, ons het sy wet. Kyk na ons, kyk hoe oulik en wonderlik is ons. Dit was die eerste klag, die tweede klag was wanbegrip oor hulle taak, hulle Godgegewe taak. 'n totale wanbegrip daarvan. Verse 19 en 20. Hier sê Paulus weer eens sarkasties, jy of julle is oortuig dat jy 'n leidsman is van blindes. Die wêreld, almal wat nie Jood is nie, is blindes. 'n lig vir die wat in die duisternis, maar almal wat nie Jood is nie, is in die duisternis. 'n opvoeder van onverstandiges, almal wat nie Jood is nie, is onverstandig. 'n leermeester van onervaren is selfde, omdat jy die beliggaam van die kennis en die waarheid in die wet het. Nou wat sê hy hierso? Julle het gesê, ons het God se wet ontvang, hy het dit vir ons gegee, en nou is ons in staat om vir almal te leer hoe goed ons is, hoe oulik ons is. Hulle het dit met die mond gespreek, maar hulle het dit nie gelewe nie.
Paulus gaan dan in dieselfde trant hier voort as wat hy in die vorige deel het. Jy in jou volkome geleerdheid van die wet, jy het jouself oortuig, dat jy wonderbaarlike eienskappe besit. Jy sien jouself as 'n leidsman van blindes, 'n lig in die duisternis, 'n opvoeder van onverstandiges, 'n leermeester van onervarenes. En ek herhaal dit met doelbewus, dat ons moet verstaan, dat hy sê, eintlik almal wat nie Jode is nie, ons is beter as julle en ons gaan julle wys hoekom. En ons gaan vir julle sê hoekom ons is, want ons is hierdie besondere mense wat God se wet ontvang het. Die laaste deel van vers 20 sê dan die rede, julle het gedink dat julle die beliggaaming van die kennis en die waarheid en die wet is. Julle het gedink, julle is die beliggaaming van die wet. Hoe julle is, dit is wat die wet sê. Hulle het eintlik 'n verskriklike aanklag teen hulle self gemaak. Hulle het geweet wat die wet sê, hulle het geroem om te wees wat die wet sê, maar hulle was dit nie. En dit is juist die aanklag teen hulle, omdat hulle God se bloudruk in sy wet gehad het. God se bloudruk hoe hy wil hê, die mens moet lewe. En daarom moes hulle beter geweet het, en moes hulle beter gelewe het. Hulle het geweet. Die derde klag. Hier is 'n redelike groot klag hierdie, wat uit verskillende dele bestaan. En dis daai woorde wat julle al van tevore gehoor het, en ek gaan dit weer verduidelik, en dis goeie woorde om te ken. Hy kla hulle aan van ortodoksie sonder ortopraksie. Ortodoksie sonder ortopraksie. Nou wat beteken dit? Julle het die regte lering. Ortodoksie. Julle is ortodoks, julle het die regte lering. Maar julle het nie die regte praktyk nie. Julle lewe nie wat julle leer nie. Ortodoksie sonder ortopraksie. Julle is nie prakties wat julle leer dat julle moet wees nie. En dan noem hy na daar verskillende bewyse. Die eerste een is, daar is 'n gebrek aan integriteit by julle. Eerste deel van vers 21. 'n gebrek aan integriteit. Wat is 'n gebrek aan integriteit? Wat is integriteit? Om te wees wat jy roem, om te wees wat jy sê dat jy is, wat jy moet wees. Om te wees wat jy moet wees. Eerste deel van vers 21, jy wat 'n ander leer, maar jy's die leermeester. Leer jy jouself nie? Hoekom vra jy die vraag? Jy leer ander, maar as ek na jou lewe kyk, is dit duidelik jy leer nie, jy het self nie geleer wat jy die ander leer nie. Jy leer ander, maar is asof jy nie self vat, gryp, toepas, wat jy die ander leer nie. So die Jode se gebrekkige verstaan en die gebrekkige toepassing van die wet het tot 'n groot weerspreking gelei. En dit was duidelik vir die hele wêreld. As leermeesters van die wet het hulle self nie die wet gehoorsaam nie. As leermeesters van die wet het hulle self nie die wet gehoorsaam nie. En hieroor is hulle voortdurend aangespreek. Byvoorbeeld deur die profete. Profeet Micha het byvoorbeeld in Micha 3 vers 11 gewaarsku. Hier sê hy die volgende: die volk se leiers spreek vonnisse uit vir 'n geskek. Luister mooi. Die volk se leiers spreek vonnisse uit vir 'n geskek. Wat bedoel hy? Kom ons kyk eers na die volgende. En sy priesters gee onderrig vir loon. En sy profete is waarsêers vir geld. Nogtans steun hulle op die Here en sê, is die Here nie in ons midde nie? Geen onheil sal ons wedervaar nie. So hier verwys Paulus na die 3 vlakke van mag wat in die volk was. Die 3 vlakke van mag
of die magsfere in die volk. Eerstens die leiers, of dan die rigters of die regters wat die volk gelei het. En daar was op daardie stadium nog nie konings nie. Die leiers of die regters van die volk. Hulle het ook die regspraak gedoen. Selfs die konings wat later gekom het, was ook regters. Julle onthou daardie beroemde regspraak van Salomo byvoorbeeld oor die maas wat oor die een kind gestry het. Ook die koning was die regter. Die leier, die regerder was die regter. En as wat sê hy van hulle? Hulle het omkoopgeskenke aanvaar. Hulle spreek vonnisse uit vir 'n geskenk. Hulle het omkoopgeskenke aanvaar. Nou in ons dag en tyd, in ons tyd sal ons sê, nou ja, wat daarvan? Almal doen dit. Maar dit was nie veronderstel om ooit so te wees nie. Net soos dit in ons dag nie veronderstel is om te wees nie. Maar hulle was omkoopbaar, daar is nie meer reg en geregtigheid nie, omdat as jy die reg kan omkoop, is daar nie meer reg nie. En dis wat ek vir daai beeld wat ek julle verlede keer ook verduidelik het, van die beeld vir regspraak is wat? Die vrou met die toegebinde oë en haar hande vasgebind, sodat sy nie kan sien wie sy oordeel nie, en ook nie omkoopgeskenke kan aanvaar nie. Hier kom dit weer uit en ek beklemtoon dit weer. Die priesters wat die offers na die altaar moes bring, maar hulle het behalwe dit het hulle ook nog die werk gehad om die volk te onderrig in die wet. Hulle was die predikers in hulle tyd. En wat sê hy van hulle? Hy sê, hulle gee onderrig vir loon. Nou wat hy hiermee bedoel, hulle het die onderrig gebring teen betaling bo en behalwe die voorsiening waar daar vir hulle in die tempel was, want daar was 'n baie spesifieke voorsiening vir hulle, hoe die deel wat hulle ontvang het. Maar bo en behalwe dit het hulle dan ook die onderrig gedoen teen betaling, wat impliseer dat hulle ook die boodskap teen betaling gebring het en daarom dan die boodskap verander het sodat dit nie so die mense aanspreek nie. Hulle het met ander woorde die wet gaan vervlou. Soos dit in ons dag is. Flou boodskappe. Paulus verwys later na boodskap wat die ore kielie. Maklike boodskappe waar jy kerk gaan, dankie, dit was so 'n wonderlike boodskap, nou sien ek weer kans, totdat jy by die huis is, dan as jy weer terug by was. Maar jy het nie die spieël van God se woord gesien nie. Dit wat 'n heilige roeping moes wees, het hulle in 'n besigheidstransaksie omskep. Dis waarby dit neerkom. Hulle het hulle sponsors beloon deur die boodskappe te verkondig wat aanvaarbaar was. Die derde groep is die profete. Die profete wat God se direkte verteenwoordigers, sprekers was, wat sonder kompromis moes lewe, wat altyd God se onvervalste boodskap aan die volk moet lewer. Dit wil sê, wanneer God 'n spesifieke boodskap vir die volk gehad het, het hy profete opgerig en gesê, gaan sê dit vir die volk, gaan sê dit vir die konings, soos byvoorbeeld in die geval van Dawid wat ons gesien het. Maar hierdie profete het nie meer God se waarheid gespreek nie, en eerder gesê wat die mense wou hoor, solank hulle ook betaling ontvang het. Hulle is waarsêers vir geld. En is daar nie miljoene van hulle deesdae nie? Is daar nie miljoene van hulle deesdae in die kerk van ons dag nie? Wat boodskappe preek wat ons wil hoor. Boeke skryf wat ons graag wil lees. As ons nog boeke lees, maar in elk geval ons luister na die video's dan en wat ek wil. So hier sien ons, hier's 3 instansies wat kanale van God se waarheid na die volk moes wees. En hierdie 3 vlakke, was korrup en sonder integriteit. Hulle was nie wat hulle moes wees nie. Hulle het nie 'n kompas vir waarheid en geregtigheid gehad nie. Al wat hulle gehad het,
was 'n prys. Hulle was onkoopbaar. Jy kon hulle beïnvloed met geld. En terwille van sy geld en sy pensioen en al daardie dinge, en sy huis, en jy noem al daardie voordele wat die predikers van ons tyd het, is dit in 'n groot mate ook hier dieselfde situasie. Hulle is onkoopbaar, om nie God se volle waarheid te preek nie, terwille van hulle voorspoed. En dan sê Maleagi nog verder, dan sê Micha nog verder. Dan sê hulle, is die Here nie in ons midde nie? Kyk net hoe goed gaan dit. Kyk hoe goed gaan dit hier. Die Here is in ons midde. Geen onheil sal oor ons kom nie. Maar God se boodskap was aan hulle, deur Micha, Sion sal soos 'n ploegland word, maar julle gaan gelyk gemaak word. Jerusalem gaan gelyk gemaak word. Hele dade gaan die volk in die land verwoes. En dan onthou ons ook dat Jesus het op dieselfde manier die Jode van skynheiligheid aangekla en hulle daaroor aangespreek. Toe hy Matteus 23 vers 27 gesê het, wee julle, skrifgeleerdes, fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos wit gepleisterde grafte wat van buite wel mooi lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is. Die tweede aanklag was diefstal. Hulle word van diefstal aangekla. En hier vra Paulus, jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, jy Jood wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy? En ons weet dit staan baie duidelik in die 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Exodus 20 en Deuteronomium 5, 2 keer. En die profete het hulle oor en oor gewaarsku. Ons sien dit byvoorbeeld in Jesaja 56 vers 11 en 12, waar hulle teen alle vorme van diefstal aangespreek word. Jesaja 56 vers 11 en 12. En hier lees ons, en nou hier is die boodskap wat na die leiers toe gaan. Let wel, dit gaan na die leiers. En die honde is gulsig, en hulle ken geen versadiging nie, en herders is hulle wat nie weet om op te merk nie, maar hulle pas nie die skape op nie. Almal loop hulle eie pad, elkeen na sy onregverdige wins. Almal doen daai goeders vir onregverdige wins, wat 'n vorm van diefstal is. 'n baie duidelike vorm van diefstal. In vers 12, kom, sê hulle, hoor nou wat hulle sê, laat ek wyn gaan haal, en laat ons sterk drank drink, en die dag van môre sal wees soos vandag, buitengewoon groot. Met ander woorde, deur hierdie dinge te doen, verseker ons toekoms. Deur hierdie dinge te doen, verseker ons toekoms. Ons doen hierdie dinge. Ons kom nie ons plig na nie, maar ons doen al hierdie ander dinge vir geld en vir gewin, en ons verseker ons toekoms daardeur. En daar is hulle dan nou voortdurend besig met bedrieglike besigheidspraktyke, wat diefstal is. Maar Amos spreek hulle ook aan, verder, ook Amos 8 vers 5. En hier's ene wat baie alledaags en ook in ons tyd klink. Amos 8 vers 5. Wanneer hulle sê, wanneer is die nuwe maan verby, sodat ons koring kan verkoop, en die Sabbat, wanneer is dit verby, sodat ons die graanskuur kan oopsluit en nou luister hier wat hulle nou doen,
om die Eva te verklein, is nie die Eva die vrou nie, maar Eva, EFA, te verklein, dit wil sê om minder goed, hy verwys na kleiner goed, en die sikkel, die geldeenheid te vergroot. Maar ons gee minder goed vir meer geld. Dis wat ons daagliks op ons rakke sien, in elk geval is dit nie. Dis presies wat nou aangaan. Gee minder waarde vir meer geld. Wil meer geld hê, maar ons gee minder waarde. Om bedrieglik te handel met 'n valse weegskaal. Om bedrieglik te handel met 'n valse weegskaal. Maleagi 3 vers 8 tot 9. Maleagi, die laaste boek van die Ou Testament. En daar wys Maleagi dat hulle ook bedrieglik teenoor God opgetree het. Maleagi 3 vers 8. Mag 'n mens God beroof? Want julle beroof my. En julle sê, waarin het ons u beroof? En dan kom die antwoord, in die tiendes en die offergawe. Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle my, julle, die hele nasie. Met ander woorde, God sê, julle tree nie korrek op teenoor my nie. Julle handel bedrieglik, selfs met my. En hy praat met die hele nasie en sê, dit is wat julle doen. Jezus het self geldloos veroordeel, Matteus 23 vers 14. Matteus 23 vers 14, hier spreek hy die leiers ook aan, wee julle skrifgeleerders, fariseërs, geveinstes. En luister mooi hoe stel hy dit, is so besonders. Hoekom? Want julle eet die huise van die weduwees op, en doen vir die skyn lang gebede. Daarom sal julle 'n swaarder oordeel ontvang. Nou, as deel van hulle take as skrifgeleerdes en fariseërs en daardie klomp mense wat daar almal gedien het, het hulle die, wat ons vandag sal noem, boedelbereddering gedoen. En hulle dit heel dikwels so geknoei, dat die weduwees hulle huise verloor het, en die gesinne hulle inkomste, en dan het hulle gesê, en dan het hulle lang gebede daaroor gedoen, en daarop eintlik gewys dat dit die wil van die Here was. Julle eet die huise van die weduwees op. Maar julle ontneem mense van wat hulle het. En dan bid julle daaroor, julle was baie skynheilig daaroor, en julle probeer hulle beïndruk met julle lang gebede. Julle probeer dit heilig, met ander woorde. En dan onder die skyn van godsdienst, het hulle probeer om aan die transaksie 'n skyn van heiligheid te gee. En dit is dan, soos Jesus dit duidelik stel, 'n ander vorm van diefstal, is net diefstal. Die derde aanklag was seksuele sonde of immoraliteit, vers 22, die eerste deel van vers 22. En die beskuldiging hier is, Romeine 2 vers 22 se eerste deel, jy wat sê dat 'n mens nie oorspel mag pleeg nie, pleeg jy oorspel? Jesus het die praktyke wat aan die orde van die dag was, net so veroordeel, en dit sluit aan by wat Paulus hier sê. En hy het baie spesifiek byvoorbeeld verwys na die gebruik wat onder die Jode gekom het, om te skuif van die vrouens wat hulle nie meer van gehou het nie, en dan met ander vrouens te trou en hulle skeibriewe te gee wat nie deur God gemagtig ooit was nie. Behalwe vir die een geval. En Jesus het vir hulle gesê, Matteus 5 vers 31, daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee. Maar ek sê vir julle, dat indien jy dit doen, en elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, dit wil sê, buite
huwelikse geslagsomgang. Alle vorm van seksuele omgang buite die huwelik is hoerery. En elkeen wat daaraan skuldig is, veroorsaak dat jou vrou wat nou wettig met jou getrouwd was en nou gee vir haar 'n skeiding vir sê, loop, ek wil jou nie meer hê nie, dat jy van haar dan 'n ontugpleger maak. En elkeen wat die geskeide vrou trou, pleeg egbreek. So hier is dit baie duidelik dat God baie ernstig is. En die enigste uitsondering wat daar was, wat daar binne die huwelik was, of wat egskeiding toegelaat was, wanneer daar binne die huwelik seksuele ontrou was, binne die huwelik, dan is jy geregtig om te skei. Dis die enigste ene. Maar we dan die ander geval ook nog, wanneer 'n gelowige met 'n ongelowige getroud was, en die ongelowige dan wil loop, dan kan hy ook gaan. So, dis die twee redes, amptelike redes vir egskeiding, niks anders nie. Enige ander rede vir egskeiding is seksuele ontrou en dit is egbreek voor God. Maar egbreek was nie net beperk tot fisiese daad nie. Jesus het dit in Matteus 5 vers 28 gesê, selfs as jy maar net na 'n vrou kyk om haar te begeer, het jy reeds in jou hart egbreek gepleeg. So, en dit is uiteraard na die ander kant toe ook waar. So 'n mens, die gelowige, moet in sy hart baie mooi kyk, hoe hy na mense kyk en of hy begeer of nie en sy hart aanspreek. Dan die volgende klag, die vierde aanklag was tempelroof. Dis 'n baie interessante ene hier nie interessant nie, insiggewende ene. Die woord van die Here is nie interessant nie, ekskuus, ek moes dit nooit gebruik het nie. Dis baie, baie insiggewend. Vers 22. Tweede deel van vers 22. Jy wat 'n afskuw van die afgode het, pleeg jy tempelroof. Jy wat 'n afskuw van die afgode het, pleeg jy tempelroof. Maar wat gaan doen jy dan in die tempel as jy gaan afgode roof? Wat gaan roof jy in die tempel? Het is ondenkbaar dat hulle die tempel sou beroof, maar hy praat hier ook van ander tempels wat hulle beroof het, om afgode te gaan steel, of ander artefakte te steel, wat heilige artefakte vir daardie geloof, nie dat daar ander heiligheid is nie. So, en dis wat die woord tempelroof letterlik beteken, dit is om heilige dinge te steel. En daarom spreek hy sy skok daaroor uit. Nou die woord tempelroof verwys na iets wat sleg ruik. Dit is vir jou verskriklik afstootlik, dit ruik sleg. En dis wat die Jode van die afgode gedink het. Alle afgode en afgodediens was vir hulle soos 'n slegte ruik. En dis wat hulle rondgegaan het en gesê het. Maar nou vra Paulus vir hulle, doen julle dieselfde dinge met daardie slegte ruik dinge? Wat doen julle met hulle? Wat het julle met hulle te doen? Die vraag is dus hier, watter tempel word beroof hierso? En ons kan dit op 'n letterlike vlak sien. En daar's twee vlakke hierso. Eerstens, die Jode pleeg tempelroof deur dit wat hulle regmatig moes bydra tot die tempel om dit te weerhou, wat ons in Maleagi gesien het. Die tweede een is die roof van heidense tempels. En die wet het baie streng verbied. Ons sien dit in Deuteronomium 7:25, om persoonlike gewin uit die silwer of goud van heidense afgode of afgoderry te kry. Met andere, as hulle byvoorbeeld sê maar 'n nasie sou oorwin en hulle sou hulle tempels plat slaan of gaan beroof, dan mag hulle nie daai afgode goed vat en gaan verkoop vir wins nie. Jy mag dit nie gedoen het nie. Dit was 'n gruwel in God se oë. Maar dit het voortdurend gebeur. Na oorloë en hulle heel dikwels die vyande se skatte vir hulle self toegeëien. Maar hulle het dit gerasionaliseer, hulle het dit gaan goed praat, as 'n daad teen die heidendom en daarom 'n daad vir God. Terwyl God se woord baie duidelik gesê het, nee,
moenie ryk word uit tempelroof nie. En ek sien hulle motiewe was geld, nie iets anders nie, nie God se eer nie. Die tweede vlak van tempelroof was die geestelike vlak, die ontstellende. En kyk na vers 23. Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet. Hoe is dit tempelroof? Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet. Met ander woorde, die hoogste vlak van sonde word hier beskryf, naamlik die roof van God se eer. Om God se eer te roof, om God van sy eer te beroof, om God van sy naam te beroof. Dis wat hulle gedoen het. En as hulle dan sou dink dat hulle beroof 'n tempel, en hulle doen daarmee wat God gesê het hulle nie mag doen nie, dan dink hulle dit was nou tempelroof, en dit is dalk nie so sleg nie. Maar die implikasie wat vers 23 baie duidelik bring is, hulle beroof God van sy eer. Deur dit te doen, beroof hulle God van sy eer. Die Jood roem op die wet, maar sy ongehoorsaamheid aan die wet bring oneer op God en sy wet. Nou, maar dit is tempelroof. Hierdeur word gesê, die God van Israel, en dan in ons geval, ons God, Yahweh, die allerhoogste, die allerheiligste, die drie-enige God, is nie regtig so heilig soos wat hy sê nie. En sy wette is regtig nie so belangrik nie. Wat gebeur? God se eer word beroof. God word oneer aangedoen. En dan stel vers 24 dit vir ons duidelik. Die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Maar wanneer die ongelowiges kyk na die Jode van daardie tyd, hulle kyk na die Christen van hierdie tyd, en hulle sê, nee wat, hulle het nie 'n God oor wie ons hoef te bekommer nie. En geliefdes, hierdie vers is die sterkste bewys dat die Jood wat so trots was op sy kennis van die wet, geestelik net so korrup was as enige heiden. Want hierdie roof, die hoogste vorm van roof, was 'n misdaad teen die aard en die eer van God self. En is dit dan vreemd, geliefdes, is dit dan vreemd dat God Israel gestraf het, soos wat hy dit gedoen het? Dat hy die tempel laat afbreek het in die jaar 70 na Christus, dat hy Jerusalem laat verwoes het in die jaar 70 na Christus, dat hy die Jode oor die aarde versprei het, weg uit volksverband, deur die Romeine. En ons gaan volgende keer bietjie meer detail daarna kyk. Hoekom het God dit gedoen? Hier is dit duidelik, hulle het God sy naam onteer. Hulle het nie gelewe soos wat God van hulle gevra het nie. En daarom is die boodskap wat aan die Jode gegaan, dit net so 'n boodskap vir ons, geliefdes. En ons sien dit ook soos ons onlangs gedoen het, na daai 7 briewe aan die 7 gemeentes in Openbaring kyk. Hoe God hulle veroordeel het vir wie en wat hulle was. En dat daar uit die 7 net die 2 was, wat enigstens goedkeuring gedra het. As dit die standaard is van God se oordeel,
dan moet ons onsself individueel as individue, maar ook as gemeente vra, waar staan ons? In watter mate handel ons met God se waarheid? In watter mate is ons aan God se waarheid getrou? En aan watter mate is ons lewens soos wat ons daar in die wêreld lewe, in watter mate is dit werklik tot eer van God se naam? Vers 23 en 24 is nou ook dan die inleiding tot volgende week se boodskap, waar dit dan baie spesifiek oor godslastering gaan. En miskien die volgende week nie, want volgende week is Thanksgiving en dan gaan ons na 'n ander skrifdeel kyk. Maar hoe pas ons dit toe? Hoe pas ons hierdie woorde toe wat aan Jode gegaan het, maar wat ook na ons toe kom, want dit is ook in ons Nuwe Testament opgeneem. So wanneer ons na Paulus se aanklag teen die Jode kyk, en dan lyk dit en dan klink dit so bekend. In die eerste plek is dit bekend omdat die Jode net soos ons gewone mense was, soos ons gewone mense is. En hulle het gedoen wat ons ook getempteer word om te doen. Maar ons is ook daar waar hulle was. En ons doen net soos hulle, ons plaas onsself in 'n posisie van bevoorregting. Want ons het ook 'n volks- en 'n geloofsgeskiedenis van bevoorregting waarop ons aanspraak gemaak het. Maar deesdae is dit genadiglik, is daar baie min wat dit nog doen. Maar ons kan nie van die bevoorregting van Christendom verbykom, om die woord van die Here in ons hand te hê, sy volledige wet uitgespel in boekvorm hier in ons hand, of in watter vorm jy hom ook al het. Ons het die woord van die Here. Ons het dit. En soos wat Israel in die volk gebore was, die Jode in die volk gebore was, so is meeste van ons in die kerk gebore. Maar dit hy op geen bevoorregting nie. Inteendeel, as 'n mens na die praktyk kyk, dan is dit in 'n sekere mate eintlik 'n negatiewe faktor. Want as mense dink dat hulle deur hulle doop tot redding gekom het, selfs as klein babietjies, dan is dit 'n afskuwelike verwringing van God se woord. Daar is geen redding in die doop nie. Die doop is net 'n daad van gehoorsaamheid wat volg op redding. En dis juist wat Paulus hier so meedoenloos verdoen. Hy het die heidene, die moreel hoogmoedige, en nou ook die Jood, op geen onseker manier gewys dat daar's geen bevoorregting op enige manier uit wie of wat jy was of is nie. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Want dit is die einde van hierdie deel wat ons in Romeine 3 gaan bestudeer. In Romeine 3 vers 23 is dit wat ons lees. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Almal. Niemand is uitgesluit nie. Maar, geliefdes, en hier moet ons nou baie mooi luister en ons moet baie goed kennis neem. Wat ons onderskei van die heidene, en ook onderskei van die hoogmoediges, en ook onderskei van die Jode, ons, en ek sê dit nie in hoogmoedigheid nie, ek sê dit in uiterste dankbaarheid, ons het die volgende verse wat tot ons redding gekom het. En nie die verse wat tot ons redding gekom het nie, maar Jesus Christus, die God gestuurde Messias. In Galasiërs 4 vers 4 lees ons, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur. Daar is God se genade.
En dit ook in Romeine 5 vers 6 gaan ons dit later teekom. Want toe ons nog swak was, en ons is voortdurend swak, het Christus op die bepaalde tyd vir goddelose mense gesterf, vir ons gesterf. Dit was nie die verse wat ons gered het nie. Net soos nie die wet was wat die Jode gered het nie. Dit was die redder Christus Jesus wat ons gered het. Hy het ons gered van ons sondes. En daarom skryf Paulus dan ook in Kolossense 2 vers 13 en 14. Kolossense 2 vers 13 en 14. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting, al die aanklagtes teen ons vyhandig was, tot ons nadeel was, uitgedelg, weggeruim, deur dit aan die kruis vas te spyker. Daarom, geliefdes, het ons dan daar hier een wonderlik bevrydende vers, waarna ek ook voor die boodskap na verwys het, 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely. Wat beteken bely? Ons is jammer daaroor. Ons sê ons is jammer daaroor. Ons het berou daaroor. En omdat ons berou het, draai ons weg daarvan. Dit is verby, ons gaan nie weer daarna toe nie. Want God gaan nie weer daarna toe nie. Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons te reinig van alle ongeregtigheid. Ons is gewas in Christus en ons voete word voortdurend gewas as Jesus dit gestel het. So geliefdes, ons is dus anders as die Jode, maar die Jode is vir ons so goeie voorbeeld van wat ons so maklik kan wees. En ons moenie Jode wees nie. Ons mag nie Jode wees nie. En daarmee bedoel ek soos die Jode nie. Dis die laaste plek waar ons as gelowiges moet wees, om iets te bely wat ons nie is nie. Nie uitlewe nie, nie daadkrag aangee nie. Daar is geen rede dat ons ooit soos enige van daai groepe wat Paulus aangespreek het, moet wees nie. En dat ons toelaat dat die sonde ons verswelg nie. Van die oomblik as ons dit doen, wat ons uiting gee aan dit wat dan in ons hart is, in plaas van ons hart aan te spreek en te dissiplineer, gee ons dan uiting aan, en dan is ons maar net soos die Jode. Dan is ons maar net soos hulle wat tempelroof doen, hulle wat God se naam oneer aandoen. Hoeveel duideliker kan dit nog gestel word? Daarom is my finale beroep dit, kom ons word stil voor die Here. Kom ons bely ons sondes. Kom ons hê berou daaroor. Kom ons draai weg daarvan. En kom ons ontvang dan ook die vergifnis waarvan God se woord ons verseker. Ek gee nou 'n tyd van stil gebed. Hemelse Vader, ons kom nou in ootmoediging voor U. U woord het vandag, net soos elke dag, die spieël van ons eie hoogmoed en selfgefokusdheid, ons sondebeheptheid. U het daardie spieël aan ons voorgehou. Ons bely dat ons net soos die Jode so dikwels op die uiterlike gefokus is. Ook ons eie, maar ook die en ander.
En ons vergeet so dikwels, Here, dat U sê, die oordeel behoort aan U. En dat ons nie na die uiterlike sal kyk en daarmee dan ons oordeel vel en daarvolgens handel nie. Maar dat ons, Here, ook oor die hart begaan sal wees. Altyd oor die hart, maar in eerste plek ons eie. En dat ons nooit, Here, ons in die opsig aan tempelroof sal skuldig maak, dat ons U van U eer ontneem nie. Mag ons U nooit belaster deur hoe ons is en wat ons is nie. En dat ons sal verstaan, Here, dat ons selfs in die kleinste dit kan doen. Maar U het dan voorsiening gemaak, Here. U het gesê, U sal ons sondes vergewe as ons dit bely en daarvan wegdraai. Help ons dan, Here, om dit te bely. Maar bo alles help ons om daarvan weg te draai en nooit ooit weer daarna toe terug te gaan nie. Skep in ons 'n hart wat slegs U lof en U verheerliking as ons eerste prioriteit stel. Help ons, o Here, om heilig te lewe en nooit ooit enige tempel te beroof nie, ook nie U tempel nie. O Here, wees ons genadig en ons dankie vir die geskenk van genade wat na ons toe gekom het in Jesus Christus. Want ons weet, Here, dit was en dit is inderdaad 'n geskenk. Iets wat ons nooit ooit kon verdien nie. Ons dankie daarvoor. In Jesus se naam.